Ons is terug by die klein profete. Nadat ons laasweek so 'n bietjie 'n breek gevat het en nadat 'n klomp mense op vakansie was en 'n hele paar van die profete gemis het, is nou weer terug daarby. Belangrik vandag staan ons stil by die profeet Naam. Nou Naam het 'n baie beperkte prentjie van God. Soos wat meeste van ons maar 'n beperkte prentjie van God het. En ek wil hê jy moet vir 'n oomblik net daar waar jy sit sommer jou oë toemaak en die prentjie wat jy van God het visualiseer. Maak jou oë toe en dink aan wie God vir jou is. As ek vir jou sê, die prentjie van God, wat is die prentjie wat jy kry? Wie's God? Waar is jy in hierdie prentjie? Hoe lyk daardie prentjie? Kom maar weer jou oë oopmaak, ek dink jy het daarom jou bepaalde prentjie van God, en ek dink wat baie belangrik is hoe meer ons Bybel lees, hoe groter word daai prentjie, hoe beter raak daardie prentjie, hoe meer kan daai prentjie dalk verander. Hoe minder ons Bybel lees en hoe minder ons met die Here te doen het, hoe meer beperk gaan ons prentjie van hom wees. Jy gaan maar net die bietjie wat jy met God te doen het, sien as die prentjie van God. Nou Naam het 'n redelike beperkte prentjie van God. Sy boodskap is aan die groot stad Ninive, wat op daardie stadium die hoofstad van die Assiriese ryk geword het. Nou ongeveer 150 jaar voordat Naam optree, was daar reeds 'n profeet gestuur na Ninive toe. Hierdie profeet se naam was Jona, en jy ken die storie van Jona. Jona gaan na Ninive toe, hy sê vir Ninive, God sê, ons gaan jou verwoes. Ek gaan jou van die kaart afvee. Ninive skrik groot en sê, ons kan nie, ons moet tot bekering kom, ons moet vir God ken. Hulle kom tot bekering, God spaar hulle. 150 jaar ongeveer gaan verby, en God stuur vir Naam na dieselfde stad toe, wat hierdie keer die pad lelik byster geraak het. En so ver van die pad af is, dat God sê, hierdie keer gaan ek jou kom verwoes. God is woedend vir Assirië in hierdie gedeelte. Israel is reeds in ballingskap, en nou plaas Assirië nou geweldige druk en belasting op Juda. Nou, onthou, Israel mos in die noorde en Juda in die suide, so Israel is reeds weggevoer ballingskap toe, en Assirië plaas nou geweldige druk op Juda, en ook saam met dit belasting. So Juda kry swaar. En terselfdertyd is Juda bang vir Assirië. Juda wil nie teen hulle in opstand gaan nie, want hulle het gesien wat gebeur met Israel, en wil nie dieselfde pad loop nie. Hulle wil nie ook verwoes word nie. Hulle wil nie ook in ballingskap ingaan nie. Naam kom dan as 'n profeet, en hy tree op met die boodskap wat God vir hom gee, en sê vir Juda, God kom om julle te help. Hy gee hoop vir Juda. Hy sê, Juda, God kom om julle te help. En terselfdertyd praat hy met Assirië, met Ninive, en sê, God kom om julle te verwoes. Nou, ons gaan nou 'n bietjie lees oor hierdie prentjie wat Naam van God skets. Jy kan saamvolg op die TV. Die Here is 'n besittelike God, en hy wreek hom. Die Here neem wraak met woede. Die Here wreek hom op sy teenstanders. Hy is toornig teenoor sy vyande. Nou hierdie aanvanklike prentjie wat Naam van God skets, as jy net vers 2 sou gelees het, dan is dit 'n prentjie wat Naam skets van God wat nie met hom laat mors nie. God wat besitlik is, met ander woorde, dit wat syne is syne, dit gaan hy nie deel nie. En in hierdie geval, Juda is syne. En hy gaan Juda nie deel nie. 'n Besittelike God. Maar ook 'n God wat kwaad raak en wraak wil neem teen sy vyande. 'n God wat nie toelaat dat jy met hom mors nie. En in hierdie geval is God se woede teenoor Ninive. En hy het van tevore met hulle gepraat. Van tevore het God vir Ninive gesê, julle gaan verwoes word, omdat julle op die verkeerde pad is. En God spaar hulle dan, omdat hulle tot bekering kom. Hy was kwaad vir hulle bekeer hulle, hy vergewe hulle. Nou omtrent 150 jaar later is God weer terug op prentjie by Ninive, en hy sê, dinge het verander. Julle is goddeloos, julle is my vyand, en ek kom vir julle. Vers 3 tot 5, die Here is geduldig, maar geweldig sterk. Die Here laat beslis niks ongestraf nie. Deur donderstorm en orkaan loop sy pad. Wolke is die stof van sy voete.
Hy berus by die see en laat dit opdroog. Al die riviere laat hy wegdroog. Basan en Karmel verdor, die bloeisels van die Libanon verwelk. Die berge bewe voor hom, die heuwels stort ineen. Die aarde lê verwoes voor hom, ja, die wêreld met al sy bewoners. Wie kan staande bly voor sy verontwaardiging? Wie kan sy brandende toorn weerstaan? Wanneer sy woede uitbars soos vuur, spat rotse voor hom uiteen. Die Here is goed, 'n toevlugsoord in tye van bedreiging. Hy sorg vir wie by hom skuil. Het ek en jy nie dalk 'n beperkte prentjie van wie God is nie? Dink jy aan daai prentjie wat jy nou aan gedink het, dat jy gevra het om jou oë toe te maak en God te visualiseer? Meeste van ons se prentjies stem ooreen. Meeste van ons se prentjies is God die Vader, of God wat die goeie herder is. Ons prentjies is hierdie mooi prentjies van Jesus wat die kindertjies op sy skoot laat sit. Wanneer ons bid, dan sê ons Vader wat in die hemel is. En wanneer ons dink aan Jesus, dan is Jesus ons vriend. Jy sien, baie beperk. Baie beperk. En ek glo dat hierdie beperkte prentjie van God, met alle respek gesê, teenoor my en jou, maak dat ons God eintlik met disrespek hanteer. Omdat ons God sien as ons Vader, ons vriend, dink ons kan maar met hom speel. Dink ons kan maar doen wat ons wil, want God is in elk geval goed, en hy gaan in elk geval vergewe. En dink ons kan maar loop op die pad wat ons wil loop, want God gaan dit maar net toelaat. Dis ons beperkte prentjie van God. Maar as ek mooi lees, wat ons nou vooraf gelees het, God wil nie hê dat jy aan die verkeerde kant moet wees nie. Jy moet nie aan die verkeerde kant van God wees nie. Die Here is goed, 'n toevlugsoord in tye van bedreiging. Hy sorg vir die wat by hom skuil. Hierdie is die ander kant van God. Die nie torenagtige kant nie. Die kant wat sê, as jy aan die regte kant is God vir jou en by jou. Jy sien, die prentjie van God wat jy het, hang af van watter kant jy aan is. As jy aan die verkeerde kant van God is, jy is 'n sondaar, jy is goddeloos, jy doen nie wat God wil hê jy moet doen nie, dan gaan die prentjie wat jy van God het, as jy hom sien, een wees van iemand wat my wil verwoes. God wat kwaad is, God wat wil straf. Dis die prentjie wat ek van hom het, want ek is aan die verkeerde kant. Maar as ek aan die regte kant is, en ek is lief vir God, en ek doen wat God vir my vra, en ek kan bid vir God, is hy vir my 'n toevlug. Dan lyk my prentjie van God bietjie anderste. Dan ek 'n mooier prentjie van God, 'n beter deel van hom. Dan kom ek agter, ek wil eerder aan sy kant wees, as wat ek teen hom is. En ons moet vir mekaar dit sê, daar is twee kante. Jy is of vir God, of teen God. Daar is nie 'n middelweg nie. As jy nie vir God is nie, is jy teen hom. En so kan jy gaan dink aan enige ander geloof wat daar buite bestaan. As jy nie 'n Christen is nie, is jy teen God. As jy nou 'n Boeddhis is en jy doen alles baie mooi, alles baie reg, maak niemand seer nie, jy brand jou olietjies en jy mediteer en is 'n rustige lewe, is jy steeds teen God, want jy is nie vir hom nie. Maak nie saak wat se ander geloof jy is nie. As jy nie vir God is nie, is jy teen hom. Na hom gaan dan verder, as ons nou weer hierdie mooi prentjie begin kry van, okay, God sorg daarom vir die wat goed is vir hom, vir die wat aan sy kant is. Dan gaan hy verder en sê, maar met 'n vloedgolf vernietig hy die stad geheel en al, sy vyande agtervolg hy tot in die duisternis. Wat kan julle teen die Here beplan? Hy rig 'n totale vernietiging aan. Bedreiging sal nie 'n tweede keer toeslaan nie. Selfs al word hulle saamgevleg tot 'n doringskerm en omring deur rankplante.
Hulle sal verteer word soos stopsels wat heeltemal droog is. Uit jou het hy weggetrek, hy wat onheil beraam teen die Here, wat boosheid beplan. So sê die Here, al was julle ook in volle sterkte, so baie as wat julle was, soveel is afgemaai en het verdwyn. Ek het jou verneder. Maar ek sal jou nie weer verneder nie. Daarom gaan ek sy juk breek wat op jou rus, jou stroppe gaan ek aan stukke ruk. Maar die Here beslis oor jou, koning. Jou naam sal nie meer voortleef nie. In die huis van jou gode sal ek die gesneede beelde en gegote beelde vernietig. Ek berei jou graf voor, want jy is onbenullig. Die woord van God kom deur die profeet Naam spesifiek vir die koning van Ninive. En hy praat teen hierdie koning. En hy sê vir hierdie koning in Ninive, ek gaan kom om die juk te breek wat jy oor Juda gedruk het. Ek gaan kom en ek gaan jou verwoes. Ek gaan kom en ek gaan jou naam verwyder. Mense gaan jou nie eers herken nie of onthou nie. Jy mors nie met God nie. Hierdie koning van Assirië het hom omring met 'n klomp ander gode, 'n klomp ander beelde. En God sê ek kom en ek breek daardie juk. Jy sal nie eers onthou word nie. Kyk, op die berge is die voete van die een wat die goeie boodskap bring, wat 'n vredesboodskap laat hoor. Vier maar jou feeste, Juda, betaal jou geloftes, want die booswigte sal nooit weer deur jou trek nie. Hulle is almal uitgeroei. Wat God beloof, gebeur. En in hierdie geval sê God vir Juda, julle kan nou so lank gaan en gaan fees vier, want ek kom vir Assirië. Let wel, op hierdie stadium wanneer God dit sê, is Assirië nog steeds in die wenkant, nee. Juda word deur hulle oorrompel. Maar God sê vir Juda, gaan en vier so lank fees, want ek kom veg vir jou. Dis so goed, God sê vandag vir Amerika, terwyl hulle besig is om oorlog te voer in Iran, luister, pak nou maar op, gaan terug Amerika toe, hou 'n lekker fees, ek sal klaarmaak hier. Glo nie Donald Trump gaan luister daarna nie, nee. Maar dink mooi daaroor. Wanneer God vir Juda hier sê, julle kan maar so lank gaan fees vier, want ek gaan vir julle baklei. Is dit 'n belofte wat hy maak, en hierdie belofte gaan waar word ook. Hoe vier jy fees voordat jy gewen het? Kan dit net doen wanneer jy weet wie vir jou baklei. Nou naam skets die prentjie dat jy nie met God moet mors nie. Ninive het in Jonas se tyd al hierdie waarskuwing gekry. Daardie tyd het hulle bekeer, maar hulle loop nou weer op die verkeerde pad. En erger as voorheen, hierdie keer is hulle 'n direkte oppositie vir God. Voorheen was hulle net goddeloos, nou is hulle goddeloos en hulle val vir Samaria aan, hulle val vir Juda aan, hulle val vir Israel aan, hulle veg teen God se mense. En God laat dit nie toe nie. Want as jy aan God se kant is, as jy God se mense is, baklei hy vir jou. As jy hierdie stuk lees, dan kom jy agter God het genoeg gehad van hierdie goddelose plek. En hy sê ek gaan die juk breek. Ek gaan die juk breek wat Assirië op Juda geplaas het. In die jaar 612 voor Christus val die magtige groot stad Ninive. Daar's 'n koalisie wat bestaan onder die Babiloniërs en die Meders en hulle neem hulle in en hulle verwoes hulle totaal. Presies soos God beloof het, gaan gebeur. Naam se boodskap het waar geword, jy mors nie met God nie. En God vee vir Ninive van die kaart af. As jy na hierdie prentjie kyk, is so mooi, ek vra vir AI, maak vir my 'n prentjie van God wat Ninive van die kaart af vee. En dis wat hy vir ons gee. God laat nie met hom mors nie. Ninive het keer op keer teen hom in opstand gekom. Dit het wel 150 jaar gevat.
maar dit het gebeur. God wis hulle uit. God breek die juk. In vers 13 het hy beloof dat hy die juk wat Assirië op Juda geplaas het, sal breek. En dit het hy gedoen. Hy breek daardie juk. En God kan dit vir jou ook doen. God kan enige juk wat oor jou geplaas is, breek. En dit laat my dan nou na die einde van hierdie boodskap kom, wat werklik belangrik is, die slotsom. Watter juk is daar op jou geplaas? Onder watter juk loop jy gebukkend? Besef jy dat slawerny 'n vorm van 'n juk is, né? En besef jy dat jou sonde jou in slawerny dwing? In ander woorde, jou sonde is dit wat maak dat jy in 'n juk geplaas word waarin jy nie wil wees nie. Jy gaan gebukkend hierdeur. Jou sonde sit jou in slawerny. Ek wil hê jy moet vir jouself die vraag vra, is dit die moeite werd? Die sonde, dit wat nou veronderstel is om so lekker te wees, want die wêreld sê vir jou sonde is lekker. Daardie sonde, is dit die moeite werd dat jy onder 'n juk geplaas word? Laat God toe om daardie juk te breek en word vry van dit wat jou bind. In vers 3 staan dat die Here geduldig is, maar geweldig sterk. Die ou vertalings, eintlik nie die ou vertalings nie, die Hebreëus kom praat van 'n woord wat ons vertaal met lankmoedig. En lankmoedig beteken dat dit lank vat vir God se gemoed om teen jou te ontvlam. Dat dit lank vat vir God se gemoed om kwaad te word teenoor jou. Met ander woorde, dat God geduldig is, soos wat ek en jy dit sou vertaal het. Lankmoedig. Ek dink soms 'n bietjie oor my eie lewe. En die dinge, die gesprekke wat ek met die Here het. En ek sê hierdie week vir hom baie dankie dat hy lankmoedig is met my. Dat hy geduldig is met my. En ek dink oor sonde in die algemeen, en ons kan vanoggend vir die Here regtig dankie sê, dat hy geduldig is met ons, wanneer dit by ons sondes kom. Maar ek wil hê jy moet aan die volgende ding. God het na Ninive toe gekom, deur Jona. En hy het vir hulle gesê, ek gaan julle verwoes. Toe kom hulle tot bekering. En God is geduldig met hulle. Lankmoedig. Vir 150 jaar. En toe kom vir God hulle van die kaart af. Die prentjie wat ek en jy van God het, maak dat ons partykeer met hom mors, want ons dink hy is ons speelmaatjie. En ek wil volgende vir jou kom sê, die Here is nie jou speelmaatjie nie. Hy is 'n vriend vir jou, as jy doen wat reg is. As jy gehoorsaam is. Maar as jy ongehoorsaam is, en as jy met sonde speel, dis dan, wanneer sy geduld met jou opraak. En dis 'n plek waar ek nie wil wees nie. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil nie op daai plek kom waar God vir my sê, Werner, ek het nou genoeg gehad van jou nie. Ek het nou genoeg kansse vir jou gegee. Lank genoeg was ek lankmoedig teenoor jou. Nou is ek klaar. Ek wil nie daar kom nie. Ek weet nie van jou nie. Naam leer my vanoggend, jy mors nie met God, maar ek hoef nie bang te wees vir God nie. Ek moet gehoorsaam wees aan hom. Want wanneer ek gehoorsaam is aan hom, is hy lankmoedig, geduldig met my, goed vir my, sorg hy vir my, help hy my. En hy doen dieselfde met jou. Ons kan vanoggend dankbaar wees dat hy lankmoedig is met ons. Maar kom ons vergeet nie, God is geweldig sterk. Jy mors nie met hom nie. Amen.